Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 2 Oktober, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gesels ons rondom verdrukking. Israel se verdrukking was hulle slawerny in Egipte en later die oorheersing deur hulle vyande in die beloofde land. Die vroeëre Christene se verdrukking was vervolging deur die Jode en vyhandige Romeinse owerhede. Verdrukking kan baie vorme aanneem. Wat saak maak, is dat die Here vir verdrukte gelowiges beloftes gee. Hy sien hulle ellende raak, hy kom op vir hulle, hy is saam met hulle en hy sal hulle weer help en hulle weer red. Die God wat ons dien, laat ons onsself in die nag 'n loflied laat sing. Wat dan saak maak, is dat ons nie ander mense sal verdruk nie. Kom ons gaan lees daar in God se woord, 2 Samuel 22 vers 26 tot 37. By die liefderyke betoon u self liefderyk, by die opregte man opreg, by die reine rein, maar by die valse betoon u self verkeerd. En u verlos die verdrukte volk, maar u oë is teen die hoogmoediges, u verneder hulle. Want u is my lamp, o Here, en die Here laat my duisternis opklaar. Want met u loop ek 'n bende storm, met my God spring ek ook oor 'n muur. Die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here, en wie is 'n rots buiten ons God? Die God wat my sterk toevlug is, en hy het vir my 'n weg volkomenlik uitgesoek. Hy maak my voete soos die van herte, en laat my staan op hoogtes. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. En u het my die skild van die uitredding gegee, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap onder my rym gemaak, en my enkels het nie gewankel nie. Halleluja. Jesaja 58 verse 6 en 7. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, en dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swervelinge in die huis inbring nie? As iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jy vir jou eie vlees nie verberg nie. En in die laaste gedeelte gaan ek hierso vir ons deel uit 2 Korintiërs 4 verse 8 tot 12. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons gebed is dat ons nie mense sal verdruk nie. As ons sien dat een swaar kry, dat ons nie nog meer op hulle sal laai nie. Here, dat ons sal kyk of ons hulle nie daaruit kan kry nie. Here, wees met ons, lei ons, Here, is al wat ons kan vra. Here, hou ons trou. Dis ons gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.